In hierdie video kyk ons verder na kwadratiese getalpatrone. Voorbeeld 1. Beskou die kwadratiese getalpatroon en die eerste vraag, bepaal die algemene term vir die patroon. Die algemene term vir 'n kwadratiese patroon, weet ons nou reeds, is dn gelyk aan an kwadraat plus bn plus c, en in die vorige video het ons gesien dat daar 3 formules is wat ons kan gebruik om a, b en c te bepaal. Maar voor dit moet ons eers die eerste en tweede verskille van die ry bepaal. Die eerste verskille gaan ons begin met 9 minus 4 wat 5 is, dan 18 minus 9 is 9, en dan 31 minus 18 wat 13 gee. Vir die tweede verskille fokus ons dan op hierdie eerste verskille, en 9 minus 5 is 4, en so ook 13 minus 9, en omdat hierdie tweede verskille konstant is, weet ons, dit is 'n kwadratiese getalpatroon. Nou kom ons by ons eerste formule, en hier fokus ons op die tweede verskil van 4, en dit is altyd gelyk aan 2 keer die a-waarde, wat beteken a is 2. Volgende kyk ons na die verskil tussen term 1 en term 2, wat ons eerste van ons eerste verskille is, en dit is 5. Dit is gelyk aan 3 keer die a-waarde, wat ons nou as 2 bepaal het, plus b. B is dan in hierdie geval minus 1. En laastens beweeg ons dan na ons eerste termse waarde, wat 4 is, en dit is gelyk aan a plus b plus c, en daarom is c gelyk aan 3. Die finale algemene term, of tn, is dan 2n kwadraat minus 1n plus 3. Vraag 2. Bepaal die waarde van die 10de term. Ons moet dus vir T10 bepaal deur die n-waardes met 10 te vervang. Dit gee 'n waarde vir die 10de term van 193. Vraag 3. Watter term in die ry is gelyk aan 633? Hierdie 633 is die Tn, die waarde van die term. So, in ons algemene term gaan ons aan die linkerkant 633 in vervang, en hier het ons dan 'n kwadratiese vergelyking om op te los. Dit beteken ons gaan begin deur alle terme aan een kant te kry, gelyk aan 0, en daarvoor moet ons die 633 aftrek, en dit gee minus 630. Om die waardes van n te bepaal, gaan ons nou hierdie 3 term moet faktoriseer. En hierdie faktorisering sal wees 2n plus 35, en in die tweede hakie n minus 18. Onthou, jy kan ook kies om van die kwadratiese formule gebruik te maak. En as ons nou vir n oplos, is n of gelyk aan minus 35 op 2, of n is 18. Geen term kan natuurlik minus 35 op 2 wees nie, en daardie n is nie van toepassing, en dit beteken dat die 18de term 'n waarde van 633 sal hê. Voorbeeld 2. Bepaal die waarde van x as 5, 17, x, 41 'n kwadratiese getalpatroon is. Hier word vir ons gesê dat dit 'n kwadratiese getalpatroon is, en daarom weet ons dat die tweede verskille konstant of dieselfde moet wees. Voordat ons die tweede verskille kan bepaal, moet ons die eerste verskille uitwerk. 17 minus 5 is 12, en dan het ons nou 'n abstrakte verskil van x minus 17. Volgende het ons weer 'n abstrakte verskil van 41 minus x. As ons nou ons tweede verskille gaan uitwerk, het ons nog abstrakte waardes, en gaan ons begin met x minus 17, ons term 2, minus term 1. En hier gaan ons dieselfde doen, term 3 van ons eerste verskille, minus term 2 van ons eerste verskille. Hier kan baie maklik tekenfoute inkom.
So maak seker dat jy stadig die terme van mekaar aftrek en eerder van hakkies gebruik maak. Nou kan ons hierdie tweede verskille vereenvoudig. Aan die linkerkant het ons dan x minus 29 en ons tweede verskil is 41 minus x plus 17, wat dan vir ons 58 minus 2x gee. Ons het vroeër gesê dat die tweede verskille van 'n kwadratiese getalpatroon altyd dieselfde moet wees. En daarom kan ons nou sê dat x minus 29 dieselfde waarde as 58 minus 2x moet hê, en nou kan ons vir x oplos. As ek al my x'e aan die linkerkant kry, gaan ek hê 3x, en 58 plus 29 gee dan vir my 87. As ek dit deel deur 3, is x 29.